Brutale slag eintlik oor Jona gepreek, vir die van julle wat kan onthou, nie te lank terug nie, met die Fantastic Four reeks, onthou julle dit nog? Ons gaan nie dieselfde goed sê nie, maar vir so 'n kort boekie is daar eintlik baie goed in Jona om oor te gesels. So ons gaan vanaand eintlik oor die Ou Testament in die geheel praat. Wie van julle, en hier is die plek waar ons sondes kan kom bely, so julle kan maar eerlik wees, wie van julle hou nie van die Ou Testament lees nie? Ja, nee, meeste mense. Julle mag nie meer kerk toe kom nie. Onaanvaarbaar. Nee, grap nie. Dankie dat julle eerlik is. Die ander het dit ook gedink, hulle wou dit net nie sê nie. Min mense hou van die Ou Testament lees. En baie keer is dit omdat ons nie hou van wat die Ou Testament sê nie. Want mens word baie keer 'n bietjie benoud as jy die Ou Testament lees. Dus daar's nogals groot goed in die Ou Testament, ernstige goed. En jy dink, sjoe, ek raak 'n bietjie bang vir hierdie God. Ons mense wat sê, en jy het ook so gedink al, dat God van die Ou Testament is nie vir jou heeltemal dieselfde as God van die Nuwe Testament nie. Dit voel vir jou, dis 'n ander ou. Want die God van die Ou Testament pas nie vir jou so lekker by die Nuwe Testament en dit wat Jesus vir ons kom doen het en genade en so aan. Het julle al so gedink? So asof God van die Nuwe Testament is regtig hierdie vaderfiguur wat kwaad raak en nie sommer enige ding gaan vat nie, maar overall is hy eintlik lief vir jou. Maar God van die Ou Testament is so 'n bietjie van 'n kwaai koning of 'n skoolhoof. En jy is bang vir daai wat hy jou bietjie gaan inroep en oor jou vingers tik. En dit maak mense baie keer in mekaar. Ek weet nie of jy al gevoel, baie mense het op vir my kom vra. Maar soos wie is God nou eintlik? Watter een is nou die regte God? Hierdie kwaai, ongenaakbare God wat die mense so straf in die Ou Testament, wat mense laat dood neerval. Hy's mean, mense verander in soutpilare. Ander mense tref 'n vloek hulle en hulle is almal dood. Daar's vreeslike oorloë in die Ou Testament. Of is die eintlike God nou wat ons aanbid, hierdie liefdevolle God wat ons vergewe en ons eintlik net by hom wil hê? Nou wie van julle ken iemand waarvan hou om ander mense seer te maak? Niemand nie. Nou is jy te bang om goed te herken. Ons almal ken so 'n bietjie van 'n boelie. Wat genot daai pit as ander mense seer kry. En die sielkundiges, die slim mense wat die mense se koppe verstaan, noem so iemand 'n sadis. Ek ken daai woord. Nou, 'n sadis is iemand wat genot daai pit as ander mense swaar kry. Nou, dis nie 'n baie mooi eienskap nie, nee. Nie van julle al gewens om 'n sadis te wees nie. Net so die eerste 6 maande van die jaar is meeste senior sadiste en dan waai dit oor. Maar okay, dis nie die coolste eienskap nie. So as jy daarvan hou, ek sal vir jou 'n nommer gee van iemand om mee te gesels. Maar tog is daar mense en Christen mense, nie mense wat nie die Here liefhet nie, wat hierdie eienskap van God ken. Veral in die Ou Testament. En hulle sal dan nie noodwendig soveel woorde sê nie, maar hulle glo dat dit vir God lekker is om mense te straf. En dan tekste soos Eksodus 20 vers 5 wat sê, ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, sit op ons harte. En dan gaan sit ons by ons ma en ons pa en ons ouma en oupa, en as hulle nog lewe, ouma en oupa groetjie en vra, tel my bietjie, wat het jy alles gedoen, hoe rob was jy, was jy bietjie rebels, net dat jy weet, wat gaan by jou lysie bygevoeg word, tot in die 3de en die 4de geslag. En as gevolg van dit, verwerp ons God bietjie in die Ou Testament, ons sê nee wat, dis te wetties, hierdie God is liefdeloos. En dis ons vanaand bietjie uit Jona uit gaan lees, uit Jona 3 uit, om iets te kyk van, in die Ou Testament, ons gaan in die Ou Testament kyk, wat lees ons van God, van hierdie wettiese, kwaai, soms sal self sê, sadistiese God. So kom ons lees die hele hoofstuk 3, ek weet julle is moeg gelees, na die eksamen, maar hierdie is moeite werd. Die woord van die Here het 'n tweede keer na Jona toe gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar, gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. Mense het 3 dae gevat om deur dit te stap. So amper so groot soos Menlyn. Bietjie groter.
Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: "Nog net 40 dae en Ninive word verwoes." Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer: "Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê, en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie." Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer en van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Dis dan ons teksvers, vers 10 daai laaste deel. Dis ons God sê, ek weet nie, ek weet nie hoe lyk dit as 'n dier sy rouklere aan het nie. Ek het nou nogals hier gewonder. Maar dit is seker nou nie so letterlik bedoel nie. Sien ons lees in hierdie is 'n bekende, ons ken vir Jona, ons lees van Jona van kleins af. Dat Jona, en ons het nou oor Jona gepreek, so julle ken nog die agtergrond, aan Ninive, hierdie groot stad in Assirië, wat 'n groot moondheid was op daai tyd, in die Ou Testament, hierdie boodskap moet gaan gee, dat God hulle gaan oordeel. En ons het laas vertel van hoe dit 'n heidense stad was, en hoe weer dit eintlik is, dat God vir mense wat nie regtig aan hom behoort nie, nog steeds 'n boodskap gaan stuur. En die feit dat Jona gestuur word, en die boodskap van Jona, naamlik hierdie blye boodskap van nog net 40 dae en julle stad word verwoes, wys vir ons, God was ernstig oor sy besluit. Want kom ons jokkie vir mekaar nie, as ons bietjie teruglees, God het nog ons moeite gedoen om Jona daar te kry. Omdat hy ernstig daaroor was om hulle te straf vir hulle dade, wat waarskynlik oorlogvoering teen Israel as een van hulle bure ook was, die geweld waarvan hulle praat. Nou, ons het laas gepraat oor hoe kwaad Jona was toe God hulle nou vergewe het. Maar ek dink is so dat Jona ook deel soos ons dink. Daar's baie goed wat 'n mens net nie iemand voor kan vergewe nie. Dus kom ons wees eerlik. Party sondes is net soos zero tolerance. Byvoorbeeld om God se naam ydelik te gebruik. Soos, sorry, dis jammer vir jou, maar dis net bietjie te erg. Ons kan jou dit nie vergewe. Ons kan dit nog stoot tot by om te sê jy's 'n blou bil ondersteuner en enigiets ander kan dit. Dis die lyn. Want party sonde is net te groot dat God ons 100% daarvoor kan vergewe. So kom ons sê God gaan jou vergewe, dan gaan daar ten minste 'n straf wees. Soos daarin van, okay, as jy dit gaan bely, gaan dit nog steeds gevolge hê. Jy gaan nie skotvry daarvan afkom nie, want fair is fair. So, jy weet, daar's sekere goed wat jy maar kan doen, maar jy loop die risiko om sekere gevolge te moet dra. En dis maar hoe dit werk in die lewe ook, né? Bro, jy kan nou die kans vat om te krip môre in jou eksamen. En die kans vat om actually 'n vak op die pik te koem en te voel het, of die kans vat om uitgevang te word en maar te gaan til slaan. Iewers by die klein dorpie waar jy vandaan kom, waar daar net 'n 7-Eleven is. Dis maar jou risiko, maar jy weet, ten minste, which is fair. Ek het die kans gevat, so dis vir my die moeite werd om uitgevang te word. Want ons word groot met dit, ons maas leer ons. As jy aan daai plaat vat en is warm, gaan jy brand. Dis so. Dis die lewe. Ons het twee dinge oor dit nie, so in ons verstand is die logiese gevolge van 'n bepaalde optrede 'n bepaalde straf. En dan lees ons in Jona, God sê, nee, hierdie mense het my gesondig, hulle het regtig nie cool goed gedoen nie, ek gaan hulle straf. En dan doen hy dit net. Dus dan sê hulle sorry en hy doen niks nie. Ek bedoel, die ergste wat eintlik met hulle gebeur het, is hulle het rouklere gedra en vir 'n paar dae nie geëet of gedrink nie. Dus daar's geen, dis nie van toe straf hulle net 'n bietjie of tik hulle oor hulle vingers of verwoes net die helfte van hulle stad. Dis glad nie, dis weg. Die straf is weg. Broer,
van vis tot vergifnis reg deur. Dis Jona. Groot moeite om mense te vertel jy gaan gestraf word en dan ek vergewe julle. En dan wonder ons, so sê dit vir ons, is God inkonsekwent. Dit wat ons eintlik lees. God sê ja, gaan julle straf en dan besluit hy nee, hy gaan nie. En ander mense sê in die Bybel, ek gaan hulle straf en dan straf hy hulle. Soos hy verander verskriklik van besluite. Iemand sê nou dat vir my, wat is dit met vrouens dat hulle nooit kan weet wat hulle wil hê nie? Hulle is baie besluiteloos. Dan lees ons die Ou Testament en dink ons, ja, dis waar hulle dit het. Want God sê een oomblik straf, volgende oomblik vergifnis. God sê, ek jammer Israel, ek's klaar met julle en volgende oomblik, julle is my volk, ek speel julle lief. Dis weer. Of sê dit vir ons, miskien kan God hulle nie straf nie. Miskien sê God hy gaan hulle straf en elke keer verander hy van besluit want hy kan dit nie doen. So, buite sy vermoë. Die waarheid is, dit wat ons hier lees, wat ons in die Ou Testament lees, sê vir ons twee goed van God. Dit sê seker vir ons meer. Maar die twee hoofgoed wat ons lees is, as dit by God kom, word ware berou in ag geneem. As jy regtig jammer is, neem God dit in ag. Nie soos jou ma en pa, dat jy moet jammer sê voor jy pak kry en dan kry jy in 'n geval pak. Sou julle dit? Nie met julle gebeur nie. Kan dit vir my pa sê. Maar wat sien ons? Ons sien mense wat eintlik van God min geweet het. Dis nie sy mense nie, dis nie sy kinders nie. Net genoeg om te skrik. Om dadelik berou te hê, om van die koningshuis tot by die diere en die donkies in die stalle te pleit en te rou. En Jesus het later in Matteus 12 gesê, dat die mense van Ninive het die prediking van Jona gehoor en hulle bekeer en daarom is hulle gered. So God het hulle nie sommer net gered nie, hulle het berou gehad en hulle bekeer en daarom het God hulle nie gestraf nie. Die tweede ding wat ons sien van God in die Ou Testament en veral in Jona is baie goeie nuus vir ons. Dit sê God se liefde vir sondaar mense is so groot dat dit baie meer is as sy toorn oor hulle, as sy behoefte om hulle te straf. En dis amazing om te weet. En dis gerusstellend om te weet. Want in ons beste is ons maar eintlik net sondaar mense. En dis hoekom die verhaal van die verlore seun so mooi is. Dis wat ons in Lukas 15 lees. Die pa het die reg gehad om vir daai seun te sê, vat jou pa en waai, ek jammer. Jy het uit my het alles wat ek vir jou gaan gee. Hierdie was jou keuse. Sorry. En niemand sou hom kwaadlik geneem het nie. Hy het dit geweet daai seun die dag toe hy gegaan het. Maar hy hardloop hom in met liefde en vergifnis. En dis God. So is God se liefde vir ons so groot dat hy heeltemal van besluit verander. Nou bring dit ons terug by die Ou Testament. Ons hoor baie van mense wat sê, maar God straf hulle oor sekere sonde wat hulle eintlik lank al vir hom gegee het, maar hulle het nou nog nie eintlik haar pak slaag gekry nie. So dit kom nou. Dis mos erger daai ding as jy nie weet wanneer gaan die straf jou tref nie. Dus kan jy dit nie net kry en verbykrry nie. Maar nou wag jy. Wat al meer as een keer 'n student by my gesit wat dalk so sê, ek kry nie 'n verhouding met die Here aan die gang nie. Ek kry nie gebid nie, ek ervaar nie die Here nie. En dan vra nou, hoekom dink jy so? Sê maar ek dink die Here is nog kwaad vir my. Dink hy straf my. Student wat sal sê, ek het 'n bad stuff besig om in my lewe te gebeur en ek dink as God wat my straf. Daai tyd, 2 intervers terug. Hy straf my nog vir dit. En dan vra ek hulle, maar het jy dit vir die Here gegee? Het jy jammer gesê? Was jy jammer? En ek sê, ja, ek het, maar ek bedoel, hy moet my nog straf daarvoor. Want er gaan niks slegs met my gebeur nie. En ons almal is eintlik so, dink oor daaroor. As daar regtig iets slegs met jou gebeur, skielik, dan begin jy vinnig terug gaan in die files. Wat het ek gedoen onlangs? Waarvoor is ek nog nie gestraf nie?
jou doopnaam jou nader roep, dan weet jy, oh man, wat was dit hier? En die hartseer is dat selfs ons wat in God glo, en wat weet, ons weet dit, God werk nie so nie. God is lief vir sy kinders. God wil goed wees vir sy kinders. Selfs ons is bang vir daai dag wat God fed up raak met ons. Ons staan vir dit. Daar gaan 'n dag kom wat God gaan sê, ag weet wat, kom ons is eerlik met mekaar. Ons het nou 10 keer oor gepraat, jy gaan nie leer nie. Dink ons moet bietjie ons separate ways gaan. Sit jouself nou in 'n verhouding. Ek dink as jou kerel die 10de keer vir jou kom sê, hy's jammer. Dit was 'n glipsie, jy het dit nie bedoel nie. Sy is nie so mooi soos jy nie. Ek gaan daai liedjie van Puna. Asseblief my lief. Hoeveel keer gaan jy hom vergewe? Al die meisies is nou baie erg. 1 keer nie. Maar okay, kom ons sê vergewe hom 1 of 2 keer. Maar daar gaan 'n punt wees wat jy gaan sê, luister my maat, ek sien maar net hierdie is wie jy is. Ons paadjies gaan nou skei. En dis so met almal, met alle mense. Daar's 'n punt wat ons fed up raak en ons is bang vir God dat hy ook gaan fed up raak met ons. En dat hy gaan maak met ons soos in die Ou Testament. En dis hoekom ons dit nie wil lees nie. Ek wil lees nie want ons voel bietjie bang, ons voel bietjie skuldig. Maar eintlik is die waarheid dat die Ou Testament vol gedeeltes soos hierdie is, vol gedeeltes soos Johannes 3 vers 10 is, waar ons kan besef, maar God is nie sadisties nie. Want God het nie lelike eienskappe nie. God is nie beierig nie. Hy is nie inkonsekwent en kan nie sy mind opmaak nie. God is ook nie kragtig genoeg nie. Nee. Maar weet jy wat, as God gehou het van straf, dan nie een van ons het gemaak nie. As God in die Ou Testament die God was, wat daarvan hou om mense te straf, wat kwaai is, wat bloeddorstig is, of al die goed is wat ons dink, dan nie een van ons het gemaak nie. Dan te weerligstraakie ons lankal getref. By wyse van Spreuke. Want dit gebeur ook, mense slaan dood neer in die Ou Testament. Maar die God hier in Nineve, en die God, paar boeke verder in Matteus wat sy seun stuur, is dieselfde God. Dieselfde God wat geduldig en lief is vir sondaars. En julle dink dalk ek het nou hier 'n fratsraak gelees in Nineve en 'n loophole gekry, maar dit staan op ander plekke ook. 4 boeke terug is ons by Hosea. En daar in Hosea sê God vir hierdie volk is skuldig van 'n klomp lelike goed teen God. En God sê vir hulle, nou hulle wou verwoes, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Atma met jou gemaak het, met jou maak, soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Dis nou die kwaai God van die Ou Testament, net dat julle weet van wie ek hier praat. Hy sê, my liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek raak nie fed up nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Wat sê God? Hy sê vir 'n baie sondige volk dat hy verskriklik lief is vir hulle. 'n Volk, en dis hoekom jy die Ou Testament moet lees. Want wat jy gaan lees is 'n storie van 'n groepie mense wat oor en oor, en mense staan dan kom aan, gaan hulle nooit leer nie. Oor en oor hulle rig op die Here draai, klomp verkeerde goed doen, dan wil die Here hulle straf, dan is hulle jammer, dan kom hulle terug, maar oor en oor sê God vir hulle, my liefde brand sterk vir julle. En as jy dink, dis dalk ook 'n frats. Nog 'n voorbeeld, 1 Kronieke 21. Dawid hou 'n sensus. God sê vir my, moenie, Dawid, ons het oor Dawid ook gepreek in die Fantastic Four, onthou julle? Awesome Dawid, hy hou 'n sensus, wat hy nie moes doen, God het sy mag. God sê vir hom, luister, ek gaan 'n engel stuur, en almal in Jerusalem gaan sterf.
Dawid is jammer, want hy besef 'n klomp mense gaan doodgaan oor hy op 'n oomblik bietjie te groot ego gehad het. En hy gaan sit by die Here se voete en hy huil en hy pleit. En God sê, reg, vergewe jou. Ek gaan julle nie straf nie. Ek gaan vir my engel sê, om sy swaard en sy skede terug te sit. Dis God van die Ou Testament. Dis bangmaak God, wat ons nie in die aand vir die kinders van kan lees nie, want hulle gaan nie slaap nie, want hy's te kwaai. Of waarmee ons kinders bang praat, as hulle nie wil luister nie. Ek sluit af. Verhale, soos dit wat ons nou net van gepraat het, Jona, is maar 'n klein hoeveelheid van 'n klomp verhale in die Ou Testament, wat vir ons wys, dat ten spyte van mense se skuld, ten spyte van mense se sonde, ten spyte daarvan dat mense verdien om gestraf te word, verander God van besluit elke keer as hulle berou het. Elke keer, maak nie saak hoe erg dit geraak het nie, as hulle na God toe kom en sê, Here, ons is jammer, vergewe hy hulle. Oor en oor waarsku God hulle, gaan julle straf, gaan julle deur pyn sit, en elke keer as hulle berou het, vergewe hy. Wat ons antwoord, God van die Nuwe Testament, God van die Ou Testament, wat dink jy nou? Twee verskillendes? Ek dink God van die Ou Testament is nog meer genade, meer liefdevol. Want ons vergeet dat Eksodus 20 vers 5 aangaan en sê, ek betoon my liefde tot in die duisendste. Het jy al 1000 geslagte op met jou ouma en oupa gaan praat, om te hoor wat het hulle al goed gedoen? Nee. Ons verloor trek hier by Paul Kree. Tot in die duisendste geslag van die wat my lief het. Nie die wat perfek is nie die wat niks sonde doen nie, die wat my net lief het. Duisendste geslag. So eintlik, al doen jy niks nie, is ons nog nie eers uit geslagte uit nie. Ek seker ons is nog nie by 1000 geslagte nie. En hierdie liefde, wat van God hier praat, is so awesome, dat as ons eintlik vanaand hier sit, en die goed vir mekaar sê, dan kan dit nie anders as om jou so om die hart te vat. Sê, wow. Daar is nie 'n verskoning nie. Daar is nie 'n straf, of 'n klap wat God jou 6 maande na sonde probeer gee, oor iets waar jy klaar jammer gesê het nie. Want God het selfs van Ninive, wat nie eers sy kinders was nie, wat 'n heidense volk was, alles vergewe, toe hulle sê, jammer Here. Net so. Ons hoef nie bang te wees vir die Ou Testament nie. Ons hoef nie bang te wees vir ons verlede nie, en ons hoef nie bang te wees vir wat kom nie. Party van ons het 'n boekie waarin ons skryf, wat is dit wat die Here ons alsoor gaan vra as ons daarbo kom? Van daai dag daar, toe jy daai verkeerde besluit geneem het. God sê, as jy jammer is, gee hy dit uit. Dis weg. En dit gaan jy nooit weer inhaal nie. En dis die mooi van Jona. Die vis is by verre nie die grootste wonderwerk in die boek Jona nie. God se reddende liefde vir sondaars soos ons, dis die wonderwerk. En nie net van Jona nie, van die hele Bybel. En ek wil jou uitnooi, nie bang te wees nie. Ek weet, baie lang stories en moeilike dele in die Ou Testament, maar dit is 'n skat van God se genade. Begin dit ontdek, begin dit lees, begin dit ontgin, om 'n ander kant van God te begin sien. En in hierdie tyd, van vakansie hou, van Kersfees wat ons weer vier, maar wow, dis dalk waar dat God vir ons lief was, want hy het actually regtig sy seun gestuur. Onthou dit. Ons niks waarvoor ek hoef bang te wees. Ons niks wat groter is as God se liefde nie. En dit is die moeite werd om vir die wêreld te vertel. Amen.
bang en bekommerd oor tot wat U in staat is, Here. Ons kyk na ons eie lewens en ons kyk na die goed wat ons doen en die sondes wat ons kan opgaar net in 'n dag se tyd. En dan lees ons van 'n God wat nie sonde duld nie, wat straf, wat dood saam met sonde sal bring, wat volke sal uitwis. En dan word ons vreeslik benoud, Here. Maar dankie. Dankie dat maak nie saak hoe groot U haat vir sonde of vir dit wat verkeerd is nie, Here. U liefde vir sondaars is groter. U liefde vir ons is groter as dit. Here, en dankie dat U 'n konsekwente God is. Dat U van dag 1 af, waar U eintlik al vir Adam en Eva moes vernietig het, begin het met 'n lewe van vergewe en nog 'n kans gee. Ja, help ons om dit van U te weet. Om nie bang vir U te wees nie, maar te weet U is die almagtige, genadige God. En U wil ons eintlik naby U hê. En help ons om dit te glo, Here. Help ons om U te ontdek en U te leer ken en ons te verdiep in die woord. En ons bid vir die vakansie. Ons bid dat U ons sal gebruik daar waar ons gaan, in ons huise, by die see, maak nie saak waar ons is nie, dat U ons sal gebruik om hierdie boodskap van 'n